Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Prof Kenny gee dan nog voorbeelde van hoe diezelfde woord verskillende betekenisse mag hê, afhangende van die konteks waarin dit gebruik word. Paulus vermaan die gemeente in Rome om hulle liggame aan die Here te wy in Romeine 12 vers 1, volgens die 53 vertaling. Maar hy bedoel net 'n bepaalde deel van die mens, sodat hulle nie hulle siel of hart of gemoed aan hom hoef te wy nie. Onder liggaam bedoel hy waarskynlik eerder hulle kortkrete lewe, of eenvoudig hulle self, soos baie vertalings deesdae lui. Ons dink altyd jou hart is jou emosies. Ons praat van iemand se hartsake. Maar Salomo vra van die Here letterlik 'n opmerksame hart. En dan gee die Here hom 'n wyse en verstandige hart. 1 Konings 3 vers 7 tot 12, weer eens volgens die 53 vertaling. Wat tereg vertaal word met wysheid en insig. Die hart verwys dikwels in die Ou Testament na insig en wysheid. In Spreuke 23 vers 26 waarsku die pa die seun teen 'n onsedelike vrou en vra dan, gee my jou hart, wat beteken, gee aandag aan wat ek sê, luister na my. Ons lees dat elke goudsmid verleë is, omdat die beeld wat hy gemaak het, geen gees in hom het nie, wat toch duidelik lewe beteken, byvoorbeeld Jeremia 10 vers 14. Toe die koningin van Sheba Salomo se heerlikheid sien, was daar in haar geen gees meer nie, lui die 53 letterlike vertaling, wat toch seker beteken dat haar asem weggeslaan het. Die familiehoofde, wie se gees God opgewek het om te trek, beteken seker die wat van God die wil of wilskrag gekry het, in Esra 1 vers 5. Dit is dus sonder meer duidelik dat hierdie woorde verskillende betekenisse het, en dat die verband telkens die betekenis bepaal. Dit beteken dat 'n mens nie uit bepaalde vaste onderdele bestaan nie, maar 'n eenheid is. Hierdie woorde word vrylik en taamlik willekeurig gebruik om van verskillende kante na die mens te kyk. Die gedagte dat die mens uit 2 of 3 vaste dele bestaan, kom nie uit die Bybel nie, maar het onder die invloed van sekere Griekse filosofe in die Christendom ingekom. Die Bybel sien 'n mens as 'n eenheid en gebruik 'n hele aantal woorde vrylik en in verskillende betekenisse om na aspekte van ons lewe te verwys, maar nie na vaste dele nie. Maar wat dan van ons onsterflike siel? Dit is vir baie gelowiges 'n uiters belangrike saak. Jou siel moet gered word. Wat hulle daarmee bedoel is volkome Bybels. Ons het 'n ewige bestemming en ons moet ons saak met die Here regmaak. 'n Mens word gered of jy gaan verlore. Maar ons kan dit alles sê soos wat die Bybel dit sê. Ons hoef nie woorde soos siel en onsterflike siel daarvoor te gebruik nie. God sal ons in die dood opwek en dan sal ons op die nuwe aarde in sy ewige heerlikheid deel. En mense wat hom nie aanvaar het nie sal verlore gaan. Ons ewige bestemming sal bepaal word deur ons verhouding met Jesus Christus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om te verstaan, en wanneer U ons red, dan red U ons in die geheel, en nie net 'n klein deeltjie van ons, soos ons siele nie. Dat dit ons hoop op 'n ewige toekoms, 'n nuwe lewe saam met U, soos wat U vir ons in U woord beloof het. In Jesus se naam. Amen.